Okay, leerpapier vir kwartaal 1 2025 vir persoonlike sorg haarkappery, jaar 1. Jy kry hom vandag die 4de Maart en jou toets is die 14de Maart. Okay, ek blaai om. Jy moet leer van veiligheidstekens. Die 3 belangrike woordjies daar is gevaar, iets wat moontlik skade kan veroorsaak. Risiko se definisie is die waarskynlikheid dat die skade sal plaasvind, en beheer is die manier waarop risiko's geïdentifiseer, uitgeskakel word of tot 'n aanvaarbare vlak verminder word. Dan moet jy die veiligheidstekens ook leer. Onthou hierdie sirkeltjie met die lyn deur is rooi en dit beteken stop, verbode of nie toegelaat nie. Met 'n voorbeeld daarso, as jy daai prentjie sien, beteken dit jy mag nie daar rook nie sonder dat die woord daar staan. Dan die volgende een is 'n sirkel, hy's blou en dit beteken gehoorsaam en dit is 'n verpligte aksie. En 'n voorbeeld, as jy daai tekentjie sien, weet jy moet oogbeskerming dra voor jy by die plek instap. Dan die volgende een is 'n gelyksydige driehoekie. Hy's geel en dit beteken risiko vir gevaar en waarskuwing. Okay, byvoorbeeld daarso ook, as jy daai teken sien, pas op, hulle waarsku jou. Dit is goed wat aan die brand kan slaan. Volgende een is of 'n vierkant of 'n reghoek en hy's groen. Dit beteken veilig en is inligting oor veilige kondisies. Byvoorbeeld daai prentjie daar is groen, so as daar 'n brand of 'n ding is, dan volg jy die groen veiligheidstekens en dit is waar jy 'n ontsnaproete sal kry. En die laaste een is 'n vierkant of 'n reghoek wat rooi is en hy gaan oor brandveiligheid. Dit is gewoonlik met die brandslang en die brandblusser te doen. Dan daaronder, wat is 'n noodgeval? 'n noodgeval kan gedefinieer word as 'n gevaarlike situasie wat onmiddellike en dringende aksie benodig. Jou werkomgewing bepaal die tipe noodgevalle wat kan gebeur. Okay, volgende bladsy. Okay, ook onthou, as jy antwoord, jy mag nie net sê kam nie, jy moet die kam se regte naam sê. So daar's 'n haardroër, meerdoelige kam, shampoo kam, afro kam, stertkam, verdelingsknippe, setrollers, setpennetjies, knipkrul knippies, 'n ovaal borsel of jy kan 'n wet brush ook daar sê, 'n mantel, handdoeke, 'n plat of 'n spaanborsel, 'n sproeibottel, tintbakkie, skeermes, tintkwas, skêr, ydenskêr, knipper, snymantel, spieël, handskoene en 'n ronde blaasborsel. Volgende bladsy. Okay, dan doen ons die areas van die salon. Ek het vir jou die regte woordjie daar gesê met 'n prentjie. Ontvangsarea, onthou dis waar die tannie sit met die telefoon. Die wagareas waar jy sit en wag tot hulle jou help. Dan die shampoo areas daar by die wasbakke wat hulle jou hare was. Droog area sal onder die droërs wees. Stileer areas hierso by die spieëls. Wasgoed area, kyk mooi, dis waar die tuimeldroër en die masjiene is wat hulle die handdoeke en goed mee was. Dan het jy die stoor area, kombuis area, barbier area, masseer area, naal area en badkamer area. Dan virusse. Virusse is mikroskopiese organismes wat gasheere soos mense, plante of diere kan besmet. Griep is 'n aansteeklike respiratoriese siekte wat veroorsaak word deur griepvirusse wat die neus, keel en soms die longe besmet. Voorkoming: maak jou hande gereeld skoon, gebruik seep en water of 'n alkoholgebaseerde handvryf, soos 'n sanitizer. Handhaaf 'n veilige afstand van enige iemand wat hoes of nies.
Dra 'n masker wanneer fisiese afstand nie moontlik is nie. Moenie aan jou oë, neus of mond raak nie. Bedek jou neus en mond met jou gebuigde elleboog of 'n sneesdoekie wanneer jy nies of hoes. Bly tuis as jy onwel voel, as jy siek voel. As jy koors het, hoes en sukkel om asem te haal, soek mediese hulp. Dan spanwerk is die vermoë om mense te verstaan, is die sleutel om effektief in baie beroepe te funksioneer. Hoe om effektief te kommunikeer? Bly objektief, wees eerlik, bly neutraal, vermy skinderpraatjies, soek hulp van iemand wat jy respekteer, moet nie dinge persoonlik opneem nie, hou jou privaat lewe privaat. HIV en vigs. Vigs is 'n baie ernstige siekte wat enige persoon kan beïnvloed. Enige iemand kan vigs kry. Daar is geen kuur vir HIV vigs nie, alhoewel baie pasiënte lank leef indien hulle medikasie neem. En die medikasie is antiretrovirale behandeling. Voorsorgmaatreëls. Gebruik rubberhandskoene wanneer daar met bloed, liggaamlike vloeistowwe gewerk word. Ontsmet bloed met jig of 'n bleikmiddel. Gebruik pleister op alle oop wonde. Beserings by die werk moet onmiddellik behandel word. Evalueer of kyk vir gevare by ander mense. Raak ontslaaf van materiale wat bloed bevat, byvoorbeeld naalde. Moenie persoonlike items deel nie en ontsmet die implemente na die kliënt dit gebruik het. As jy seksueel aktief is, toets jouself gereeld, want jou HIV status kan verander. As jy per ongeluk met bloed in aanraking kom, spoel die area met lopende water. Gaan toets jouself, dit word die ELISA-toets genoem. Dan klere. Primêre klere, rooi, geel en blou, en jou sekondêre klere is oranje, groen en pers. Warm klere is jou rooi, geel, oranje, en jou koel klere is groen, blou, pers. Onthou die kleurwiel wat jy self in die klas geverf het. Okay, laaste bladsy, shampoo en opknapper. Die funksie van shampoo. Die werking van shampoo maak die hare skoon deur vuilheid te verwyder, vet, sweet en produkte wat opbou. Gereeld hare laat droog plaas of enige chemiese diens. Onthou ouetjie, shampoo, jou hare is soos visie se skibbe. Shampoo laat daai skibbietjies oopgaan, laat al die vuiligheid daar uitkom. Dan die funksie van opknapper. Onthou, opknapper is in Engels conditioner. Opknapperbehandelings word toegepas om die cuticle laag glad te maak. Dit beskerm die hare, verbeter die hantering en die kam van hare, laat die hare gesonder lyk en help die hare om eksterne elemente te weerstaan, soos sonlig en wind. Dan verskillende tipes opknappers. Jy kry 'n oppervlakversorger of 'n opknapper. Dit gaan nie in die cuticle in nie, dit bly bo op die hare. Dan kry jy 'n penetrerende opknapper. Dit gaan binne in die cuticle in en herstel die hare van binne af. En dan kry jy 'n kopvel opknapper. Dit voel soos 'n opknapper, maar is geformuleer om die kopvel toestand soos skilfers en 'n droë kopvel te teiken. Okay, en dan jou laaste is jou gesigvorms, ovaal, onthou is die algemeenste een, dan 'n hartjie gesiggie. Jy kry iemand wat 'n ronde gesig het, onthou dis nie noodwendig iemand wat vet is nie, hulle gesiggie is rond. Dan sit iemand wat 'n vierkant, daai wangbene van hom is gewoonlik baie breër en 'n reghoekige gesigvorm. Okay, en dit is jou leerpapier.